Dit is dan tyd vir volgenskrant besprekings en Christel Cornelissen sluit volgend by ons aan. Goeiemôre Christel. Dag sy mevrouens. Môre. Christel, dit is maar interessant ook op hierdie goeiemôre hoe die ANC nou van plan verander het. Dit is nogal 'n ander plan as van tevore. So wat die ANC aangekondig het is hulle gaan voor die plaaslike verkiesing gaan hulle burgemeesterskandidaate vir die metro's bekend maak. Nou dit is 'n breuk van tradisie. Van tevore was daar 'n verkiesing gewees en dan het hulle 'n kandidaat aangewys. Ja. Dit was ook dikwels die streeksvoorsitter van die ANC het dan uiteindelik by deur verstek het dan die burgemeester geword. Dit gaan nie meer gebeur nie. So wat hulle nou gaan doen is baie van die ander partye doen dit reeds. Die DA byvoorbeeld, bekende naam Helen Zille is die DA se burgemeesterskandidaat in Johannesburg, hier by ons in Pretoria is dit Silje Brink, die VF+ doen dit, jy weet ons wag vir hulle aankondigings, veral in die metro's, dis die stedelike gebiede is belangrike gebiede, Johannesburg 'n grootte, so ek dink die ANC het 'n bietjie van 'n dobbelspel hier, so ek dink in die eerste plek is dit 'n subtiele skulderkenning, dat hulle nie besig is om te regeer soos wat Suid-Afrikaners verdien, wel soos wat Suid-Afrikaners regering verdien nie. As jy gaan kyk na hoe dit gaan op die platteland veral, Ja. Weet jy, dan wonder jy hoekom hou mense aan om jaar na jaar, verkiesing na verkiesing vir dieselfde moe stemme te stem. So hierdie jaar, volgende jaar gaan hulle dan nou anders doen. So jy gaan voor die tyd weet, naam wat jy nou sal herken, argumentshalwe, kom ons sê, Panjasa Lesofie is dan nou die burgemeesterskandidaat in Johannesburg. So voordat jy jou kruisie gaan trek, Jennifer, gaan jy weet vir wie jy wat jy kan verwag. Soos ek sê, ek dink is bietjie van 'n dobbelspel vir die ANC. Jy weet as mense nie van die kandidaat hou nie, kan hulle sê wel, jy weet ons gaan nie hierdie doen nie. Aan die ander kant kan dit goed dat ek dink dit is 'n subtiele skulderkenning dat hulle regering swak is. Cyril Ramaphosa het dit al in soveel woorde gesê dat ander partye beter regeer as waar die ANC regeer. Ek dink tog dis 'n goeie ding. Saam met hierdie dat hulle die name voor die tyd bekend gemaak, gaan hulle byvoorbeeld vereistes instel soos leefstyl audits. Die raadslede moet in 'n ander vorm van kwalifikasie hê, minstens matriek. Jy weet, jy moet 'n bietjie ervaring hê. Daar's 50 mans vroue verteenwoordiging. Nou ek wil nie iemand in 'n pos hê net omdat sy 'n vrou is of net omdat hy noodwendig 'n man is nie. Ek wil iemand hê wat my werk gedoen kan kry. Ek dink hierdie vir die ANC is 'n stap in die regte rigting. Jy weet mense het nie per se iets teen 'n politieke party nie. Jy weet ek het iets teen swak regering. Ja. En as die ANC iets kan doen om regering beter te maak reg oor die land, dan sê ek halleluja. Ja, ek stem saam, ek moet eerlik wees, as iemand gaan, okay, weet jy wat, hierdie werk dalk nie vir ons nie, of ons kan dit beter doen vir die mense van die land, en dan 'n ander rigting inslaan, kan ek ook sê, okay, goed, great, van dit wat ons almal graag wil hê. Ons almal wil op die einde net hê, ons munisipaliteite moet werk, dienslewering moet werk, daar moet goeie regering wees. Dis tog hoekom ons belasting ook betaal, Christel. So, dit was my interessant dat dit 'n ander rigting is. Ek stem saam met jou, dit kan al enige kant toe gaan, maar as die ander partye dit ook doen, verstaan, dalk gaan mense ook bietjie meer moet begin dink aan koalisies, verstaan. Ek stem nou vir jou want ek hou van hierdie burgemeesterkandidaat. Ek dink hulle gaan 'n goeie werk doen. Gaan jy in 'n koalisie gaan saam met daai persoon want ek wil nie hê daai persoon moet dalk my burgemeester wees nie. So dalk gaan dit ook dat ons bietjie verder moet dink oor wie ons wil stem, wat moontlike koalisies kan wees. Ja, nee, verseker. Kyk, ek dink dit is ook 'n manier om die faksiegevegte in die ANC net so bietjie die vure dood te slaan, want die ringkoppe gaan nou besluit wie hierdie mens is. So jy gaan so bietjie in jou baan moet hou, jy weet, want anders gaan die baas daarbo sê, nee, want hulle moet koalisies maak. Die ANC regeer lankal nie meer alleen nie. Ja. So jy moet begin verder dink. Ek dink dis 'n stap in die regte rigting. En met die plaaslike verkiesing dis brood en botter kwessies, né? Dit is slaggate, dis straatligte, dis veiligheid, dis parke. Dis goed wat ons direk elke dag raak. Jy weet, internasionale beleid het 'n groot uitwerking. Maar die helse slaggat, jy weet, of die sinkgat, jy weet, party mense het 'n sinkgat net voor hulle 'n driveway. Dit is plaaslike verkiesing en as ons daai kan begin regkry, dink ek by al mense. Dan het die DA 2 nuwe kabinetslede beëdig en is veral Willie Oukamp wat groot opslag gemaak het as die nuwe minister van Bosbou, Visserye en die Omgewing. Inderdaad, ja, so hulle is gister beëdig, die twee van hulle. Jy's heeltemal reg. Willie Oukamp het reeds heelwat omstredenheid. So hierdie twee Philipposte ingevolge die regering van nasionale eenheid, so jy weet daar word vir die partye in die RNE word daar posisies geoormerk. So dit is hierdie twee.
Nou Dion George, die DA het gevra dat hy gaan en dat hy dan nou vervang word deur Willie Oukamp. En dan Alexandra Abrams, dit is die pos wat gevul is, jy weet, nadat die vorige Andrew Whitfield wat die trekpas gekry het na die reis na die FSA. Nou oor Oukamp, hy het reeds gesê, daar was reeds kritiek geweest, veral uit die wildbewaringskringe. En ek dink hy het 'n goeie benadering in hierdie geval gevolg, 'n diplomatieke benadering, gesê luister, kyk, hy het nou net by die deur ingeloop, kwaliek by die deur ingeloop, en jy weet, toe kom die eerste, dis hoekom hy dit nie kan doen nie. En ek dink hy het 'n versoenende benadering gevolg, waarvan ek hou. Het hy bande met die jagbedryf? Ja, jy weet, ons het almal bande op een of ander plek. Wat hy gesê het is my deur staan oop. Kom praat met my. Jy weet, ek het nog eintlik nie 'n steekwerk gedoen nie. En ek dink dis 'n goeie benadering om te volg. Jy weet, as jy bekommerd is oor iets, moet jy jou mond oopmaak en praat. Jy weet, as jy geblikte leeujag, dis 'n groot kwessie in Suid-Afrika. So as dit vir jou 'n kwessie is, opper dit. En ek dink hy het die regte benadering gevolg. Jy weet, hy het nie dadelik 'n aanvallende benadering gevolg nie. Hy het gesê, luister, kom ons praat hieroor. En ek dink dit is wat jy in iemand in hierdie portefeulje wil hê, iemand wat bereid is om te luister. Veral as jy net is in 'n portefeulje, kom ons praat daaroor, ons kry die beste moontlike oplossing om uiteindelik 'n nalatenskap van diere en bosse te kan hê vir ons nageslag. Kyk, hierdie is 'n belangrike wat ek dink die beste is nie. Ja, hierdie is 'n belangrike portefeulje vir Suid-Afrika as jy kyk na, jy weet, ons omgewing. Omgewing is 'n groot ding in Suid-Afrika, ons diere, ons bewaring. Jy weet, ons is wêreldwyd bekend vir. Ons praat gereeld oor die wonderlike bewaringswerk wat ons doen. So dit is 'n belangrike portefeulje, ook een wat baie na die buiteland toe gaan. So ek weet, ek hoop al hierdie partye vind mekaar. En dan nou Abrams natuurlik, iemand wat kan somme help maak. Wat ook nodig is, né? Ek wil net sê, Willie vertel in 'n storie dat toe president Cyril hom persoonlik bel uit 'n baie harde stem en hy sê, "Hallo Willie, this is your president speaking." En hy en sy vrou sit dit op speaker en kon dit nie glo nie, toe bel hy sy pa, die dopperdoom in die Cassie Oukamp, en die het in trane blykbaar vir hom gesê, "Willa, regtig Willa." So dit moet nogals interessant wees as die president jou bel en sê, "Sal jy asseblief vir my minister word?" Ja, ek weet nie, in vandag se tyd, ek weet nie as jy Truecaller wys Cyril Ramaphosa, ek weet nie. Ek wonder of hy vir Truecaller geregistreer is. Ek wonder ja, wat sê dit as die president bel? Kristal. Dan ook gaan ons, ek wil sê vete voort met die FSA, maar Ronald Lamola het nou gesê ons deur staan oop. Nog iemand wie se deur oop staan is Suid-Afrika se. In sommige gevalle nogal baie wyd oop, waar wyd. Ja, interessant. So ek het nogal geglimlag toe ek sien hy sê sommige noem dit 'n boikot, ons noem dit nie 'n bywoning, noem dit wat jy wil met verwysing na die FSA. Die werklikheid is hulle gaan nie hier wees nie. Nou dit is so die G20 is G19 en dan is daar 4 lande wat nie hulle staatshoofde stuur nie. Nou jy kan sê hoekom hulle, een het 'n lasbrief, een reis nie meer vreeslik in die buiteland nie. Wat Suid-Afrika sê is ons deur staan oop, jy weet, julle is nie verban nie. Die FSA is nie welkom nie. Die FSA het gekies om nie te kom nie. En ons gaan voort met wat hulle noem die leiersverklaring. So dit is die werk wat die afgelope jaar gedoen is. En dan is Saterdag en Sondag met hulle hierdie leiersverklaring aanneem. Ja. En ek weer eens, ek vreeslik positief vandag. Ek dink dit is goed dat ons voortgaan, weet dit is wat dit is. You can't unscramble eggs. Dit is nou so, hulle is nie hier nie, die FSA. Ja. So ons kan nou nie vergadering hou nie. Die FSA het gekies om nie te kom nie. Het ons 'n probleem met betrekkinge tussen Suid-Afrika en die FSA? Dit is so. Weet hopelik in hierdie geval is daar ook 'n meer versoenende, jy weet, ons moet aan hulle oorgee na hierdie beraad. Ons het by Brasilië oorgeneem. Nou gaan dit na die FSA toe. Weet so ek weet nie of hulle praat van die simboliese leesstoel van die FSA. Die FSA is 'n groot handelsvennoot vir Suid-Afrika. Jy weet dit is die wêreld se grootste ekonomie. Ons kan hulle nie net ignoreer nie. Ja. Ons kan hulle ook nie dwing om te kom bywoon nie. So die vergadering gaan aan soos wat dit is. Ja, hopelik eindig hierdie in 'n stadium goed vir ons. Jy weet of jy nou hou van Donald Trump as persoon of nie. Donald Trump is die president van die FSA. Jy kan nie kies met wie jy onderhandel nie. Hy is die FSA. Ja. Hopelik vind ons 'n manier om mekaar te vind. Wat hulle sê, alles is gereed vir die G20. Ek vermoed Johannesburg het nog nooit so mooi geblink nie. Ek het gesien die vriend Lesofie sê Nazareth lyk
het nog nooit so mooi gelyk nie. Meneer Lucifer, ja, dit is hoe ons dit graag altyd sal wil sien. Vir al die inwoners Vir al die in inwoners. ons land, nee. Nou ja, laat Trump nou maar sy spreekwoordelike leesstoel vol sit, want hy wil 'n punt bewys. Maar ons weet ten minste dat Suid-Afrika se deur is oop vir hom nog steeds te praat. Absoluut. Christel, die volgende storie oor 'n 9-jarige wat skynbaar hulle eie lewe neem, is regtig skokkend. Ek dink almal in Suid-Afrika moet bekommerd wees as ons begin kyk na hierdie tipe syfers, want dan het ons kinders geval. Ja, ek moet weer sê, toe ek my besluit op oor die stories wat ons bespreek het, ek gewonder of hierdie iets is waar ons moet praat. Want dis hard. Ja. Maar ek dink mense moet, jy weet, sonder om te probeer verstaan of te probeer uitfigure of in iemand se kop te probeer klim oor hoekom 'n ding gebeur het, dink ek dit is belangrik dat ons praat oor die feit dat dit wel gebeur het. Ek het 'n 9-jarige seentjie, vrolike, opgeruimde, klein stout gat. Weet dit ruk 'n mens tot stilstand as jy lees dat 'n 9-jarige kind sy eie lewe geneem het. En jy's heeltemal reg as jy sê ons moet vir onsself begin vra wat het hier gebeur? Ja. Hoe het ons op hierdie punt gekom? So wat hulle die kenners sê, kinders wat hulle eie lewe neem in hierdie ouderdomsgroep is eintlik nie algemeen nie. Weet, dis meer 'n ouer ouderdomsgroep. So hierdie is nie 'n algemene ding nie. Ek dink die belangrike ding waarna ons hier moet kyk is dat ons in die moeilikheid is. Ja. Baie Suid-Afrikaners is in die moeilikheid. Dit gaan baie sleg met baie van ons, mense om ons en ek dink dit gaan baie sleg met baie van ons kinders. En ons kan nie swyg daaroor nie. Jy weet dis 'n moeilike ding om oor te praat. Die ander berig wat ek hier het is 'n skoolgemeenskap verpletter na graad 1 leerders se dood. Weet dit is 'n seentjie, dis 'n ou seentjie wat saam met sy ma se lewensmaat dood is verlede week. En dis eintlik die punt wat ek wil maak. Dikwels na so 'n tragedie dan weet mense wil nie praat daaroor nie en of hulle sê weet ons moet praat, kom praat as jy in die moeilikheid is. En dan sit ons hier ons is wel half ongemaklik en ons is maar ons wil nie hieroor praat nie want dis hard. Weet jy mense wil nie 'n ander man se boeke is duister. Wat ons moet doen is ons moet na mekaar begin kyk en sê luister, ek kan sien jy's nie okay nie. Hoe kan ek jou help om okay te wees? Ek kan jou nie fix nie, maar hier sit ek. Ek dink ook wat vir my skokkend was in die artikel is hulle sê daar's 'n toename in kinders tussen 10 en 14. Hoe het ons by daai punt gekom? En ek dink jy is heeltemal reg, mens gaan nooit verstaan wat iemand se kop aangaan nie. Maar as ons kinders so swaar kry, is dit regtig iets wat ons moet aanspreek, dat ons moet kyk na ons kinders. Ek dink dis uiteindelik die doel van hoekom ons hier sit, nie om jy weet swartgallig te wees nie. Ons het 'n verantwoordelikheid teenoor mekaar en teenoor ons kinders. Jy weet, en baie keer loop 'n ding skeef of jy weet ergens doen iemand 'n onbesonde ding. Ons moet daai moeilike gesprekke hê, ongelukkig, want ons moet na mekaar en veral na ons kinders kyk. En 'n 6 of 'n 9-jarige kind, ons kan nie van hulle verwag om te kom praat as iets fout is nie. Hulle besef dit dalk waarskynlik nie eers nie. Dis ons verantwoordelikheid om te koördineer, om dop te hou, om te reguleer en om onsself uit te sort, sodat ons nie ons probleme op hulle uithaal nie en ons eie probleme te erken en nie te dink ons is perfek nie of te probeer perfek wees nie, maar sodat ons kommunikasiekanale kan oophou ten spyte van ons medegebrokenheid. Ja, 100%. Jy weet, ons met die groot mense in die vertrek wees en baie keer is dit moeilik. Absoluut. Ons moet almal die kind in ons weer gaan besoek en genees. Ja, nee, absoluut. Ja. Goed, dan na ons vlugtelinge in ons land en Lamola wat sê daar ons wil geen meer vlugte vol vlugtelinge hê nie. So aan. Nee, ons wil nie vlugtelinge hê. Ons het nou gesê Suid-Afrika se deure staan oop, waarwyd oop. So hierdie is Ronald Lamola, die Durban minister wat sê ons wil nie meer vlugte vol vlugtelinge hê nie in kort. Suid-Afrika is in 'n geweldige moeilike posisie hier, want ons is baie uitgesproke oor die situasie in Gaza, die situasie met Palestina. En hier kom 'n vliegtuig vol Palestynë aan en wat maak ons nou? Nou kan ons nie vir hierdie mense sê maar nie hier by ons nie. Jy weet, nou sê die Engelse put your money where your mouth is.
Ek dink hierdie sê vir ons twee goed. Een, ons weet ons grense, ons bureaukratiese stelsel is gebroke. Ek dink as jy meer noord gaan, Limpopo se kant toe, sal mense vir jou sê grensbeheer is rampspoedig. Ten beste. By lughawens, groot lughawens, iemand met 'n vliegtuig inkom, dink ek is al beter kontrole. Ja. Jy weet jy moet deur 'n formele stelsel gaan anders as om deur die Limpopo rivier te kom. So in die eerste plek, ek dink mense weet so goed soos ons stelsel is hy stikkend. Weet en dan in die tweede plek is ons 'n klein bietjie in 'n hoek geverf met die hele Palestina kwessie. Die G20, daar's groot aandag op Suid-Afrika. Ewe skielik land hier 'n vliegtuig vol mense en wat gaan ons nou doen? Het ons dit hanteer soos ons moet? Ek dink nie so nie. Jy weet, hier kom 'n vliegtuig aan, iemand weet wat om te doen nie. Ek bel vir jou, jy bel vir haar. Iemand bel die president en hy sê of jy weet, ons kan hulle nie terugstuur nie. Kan hulle nie eintlik terugstuur nie. So waar laat dit ons? En ek dink dit is wat ons hier moet wegvat is ons stelsel werk nie soos hy moet nie en ek dink almal weet dit. Dis nie net ons wat dit weet nie, die res van die wêreld weet dit ook. Ja, en ons het uiteindelik 'n bietjie slagoffer geword van ons eie beleid. Ek staan by die punt, ek dink die situasie is verkeerd hanteer. Eerste vliegtuig gekom, is nie gedoen wat ons moet toe kom die tweede een. Toe neem ons almal kennis hiervan en ek dink dis wat ons hier moet wegvat is ons stelsel werk nie soos hy moet nie. En dit is interessant van ons vreeslik baie teorieë van waar kom die vliegtuig vandaan, wie stuur hulle, wat ek wil sê conspiracy theory is nou hier aan die gang en dis asof ons eintlik hierdie aandag soheen te probeer verskuif omdat ons nie weet wat om te doen nie. Ons het nie geweet wat om te doen nie. Ons het eenvoudig nie geweet. Luister, ek is maar altyd 'n bietjie skepties. Ek dink 'n mens moet net met oop gemoed luister as iemand sê, ek kan net maar sê wat dit is. Daar's beweringe dat Israel besig is met massa, hulle noem dit voluntary, jy weet, ontruiming van die gebied. Ek dink 'n mens moet versigtig wees voor jy so iets as feit stel. Jy weet, Israel ontken dit ten sterkste. Dis ook die ding met die stempels dat hulle sê hulle het nie 'n stempel gehad nie en dis hulle hoekom hulle nie kon inkom nie. Israel sê hulle gebruik al, ek dink is 2013, gebruik hulle nie meer daai stempels nie. Duisende mense, miljoene, ook Suid-Afrikaners wat in en uitkom sonder daai stempel. Ja. So ek dink 'n mens moet versigtig wees om oorhaastig te sê wie se skuld hierdie is. Dat ons baie skuld dra aan hoe die hele drama afgespeel het is so. Kan ons nie mense vir ure op 'n vliegtuig los net omdat jy nie weet wat om te doen nie? Nee, dis baie waar. Dis altyd goed om jou grense te hersien. Almal moet boundaries hê. Baie waar. Swan is definitief. Gesonde grense. Dis net hier vir dokter Vol hier aan die gang kry. Christel, dis almal vir ons tyd het, maar baie dankie vir die saamgesels vanoggend. Dankie kollegas.